Kom ons kyk gou net na hierdie vrouens. Nou weer eens, as jy lus is om 'n boek te skryf, 'n liefdesverhaal, dan kan jy nou hierdie 4 vrouens vat. As jy 'n drama wil skryf, dan sit jy nou vir Jakob by. Dan het jy nou drama. Want ons kyk na hierdie mense en dan dink ons, hulle het dan 'n lekker lewens gehad daai tyd. En ons dink aan Abraham het 'n lekker lewe gehad. Ons het dit nou al gelees. En Abraham se lewe was toe glad nie so lekker. En Isak se nee, nou kom ons by Jakob. Nou Jakob was in totaal 20 jaar hierso by Laban. Maar ek dink dit was 20 baie moeilike jare. Ek dink die politiek in hierdie gesin van hom met sy 4 vrouens, 4 vrouens werk, een werk. Een is al te moeilik. Wat doen jy met 4? Hierdie 4 se begin was van die begin af verkeerd. Want hier kom Jakob, hy raak verlief op die jonger sussie. Hy is tot sy ore toe verlief op die jonger sussie. Hy weet nie van die ouer sussie nie. Die dag toe hy trou, toe kry hy die ouer sussie. En hy voel bedrieg en hy is kwaad. En hoe voel die ouer sussie? Totaal verwerp. Ek kan nie dink dat jy meer verwerp voel as dit. Onthou, sy is 'n mens, sy is 'n vrou, sy begeer 'n verhouding, sy begeer 'n man. Vir 7 jaar sien sy hierdie oulike ou wat op haar pa se plaas werk. En sy bewonder hom en ek dink sy het baie respek vir hom gehad. En toe kom haar pa by haar en sê vir haar, luister, hier is my plan. En sy sê nee, ek stem nie daarmee saam nie. Haar pa sê, wat het julle dink jy te sê? Dis soos dit is. En sy word Jakob se vrou. En Jakob is van die eerste oomblik af kwaad. En Rachel is net so kwaad. Sy is absoluut jaloers op haar suster. Waar kom die suster nou vandaan in hierdie verhouding? En daar's konflik tussen hierdie 2 susters. En toe hulle moet begin kinders kry, toe kry die een suster baie kinders en die ander kry niks. En die een suster sê, met die baie kinders sê, ek is daarom getroos teen my suster. En die een wat niks kinders het nie, sê ek worstel teen my suster. Dit is die verhouding in hierdie gesin gewees. Dit is absoluut abnormaal vir ons. In ons tyd, ons kan nie dink 2 vrouens in een huis, 1 man. En later kom slavinne by as vrouens met kinders. Nou word hierdie gesin later redelik lomp, baie groot. En boeties van hierdie ma en boeties van hierdie ma. En die ma's is kwaad vir mekaar en party ma's is slawe en party is nie slawe nie en party is geliefd en ander is nie geliefd nie. En dis hoe dit werk. En tussen dit alles deur moet Jakob kop hou. En sy geliefde vrou sê vir hom, dis jou skuld dat ek nie kinders hê nie. En hy sê, maar is ek God? So as jy net gaan kyk na die politiek in hierdie gesin, dan was dit glad nie lekker nie. Ek dink Jakob het seker vir weke in die veld gebly en gesê, nee, ek moet die diere oppas, want hy het nie kans gesien om terug te gaan nie. Intussen tyd was daar sulke swaar verhoudings, moeilike verhoudings tussen die vrouens, en dit was 'n abnormaliteit. Maar wat het ontstaan uit hierdie abnormaliteit uit? 12 seuns het die uit voortgekom, wat die 12 stamme van Israel geword het. So dit was baie moeilike omstandighede, wat 'n baie goeie nagevolg gehad het. Die seuns was nie eintlik hoofseun formaat nie. Almal het maar hulle dinge gehad, dalk net Josef, hy het homself bewys as hoofseun, maar die ander seuns was wild. En tog wat het hulle uit voortgekom? Vader se geliefde volk. Die enigste volk op aarde wat hy lief gehad het, kom uit hierdie chaos uit voort. Dan kyk ons na ons eie lewens, en ons kyk terug, en ons sien, maar mense kyk na ons gesin, en ons familie, en sê, maar as dit nou hoe Christene lyk, dink julle hierdie gesin van Jakob, sou vandag uitgeblink het as Christene? Ek dink as hulle enigstens gesê het, ons is Christene, sou almal gesê het, is dit nou wat jy dink 'n Christen is? Dit is chaos by julle. Maar dis die uitverkorenes van God. Terug na ons eie gesinne toe. Chaos. Die mishandeldes en die geslaandes lê om ons rond en ons slaan net al verder nog. En dan kom mense op 'n punt en jy sê, ek dink weer by Jabok, toe Jakob daar gekom het, het hy seker gesê, wat vang ek aan? Is soveel jare wat ek my eie wil afgedwing het, my eie visie gehad het, my eie begeerte, my eie goed bymekaar gemaak het, en nou dat ek dit sien, dan is dit eintlik vir my, kan ek met respek sê, afstootlik. Dit wat ek agterlaat, is nie vir my mooi nie. En tog kom Vader en hy vat hierdie, met respek tussen aanhalingstekens, hierdie gemors situasie. En hy maak van hulle die mense in die wêreld. Hy maak van hulle die uitverkore stamvaders van Israel uit hierdie chaos. En as ons eie lewe kyk, en jy kyk na jou lewe en jy sien,
Hier's niks moois nie. Hier's niks waarop ek kan trots wees nie. Ek het so met geweld probeer alles kry hoe ek dink dit is reg en ek het alles gebreek. Dis wat Jakob gesien het. En wat het daaruit voortgekom? Ons moenie Vader se hande probeer vasbind met ons verkeerde optrede wat ons dink reg is nie. Los dit, sterf dit af en sê wat Yeshua gesê het. Nie my wil nie, maar u wil. Maak van hierdie gemors wat ek gemaak het vir u 'n troon, vir u 'n pragtige nageslag, omdat ek by Jabok is en my lewe verander. 'n Hardkoppige mens is 'n Jakob voor Jabok en 'n hardkoppige mens kan nie Vader se wil doen nie. En ons sien dit so baie by mense wat Vader wil dien, dat hulle hardkoppig is met hulle eie wil en eintlik is Vader nie in staat om dit dan te gebruik nie. Jy moet eers by Jabok kom. En as jy ergens met Vader bedoel in jou hardkoppigheid, gaan hy jou Jabok toe vat. As jy besig is met 'n speletjie en mense beïndruk en jouself bevorder in jou verwaandheid, dan gaan jy net ignoreer. Jy sal net doodgaan en jy sal verlore gaan. Maar as jy hardkoppig is in erns met Vader, maar jy weet nie jy is hardkoppig nie. Jy kry sulke mense. Jy is opreg. Jy bedoel opreg. Terug na hierdie vers 33. En my regverdigheid sal later vir my getuig. Jy sê dit, maar jy is so hardkoppig as jy kan kom. Jy manipuleer alles en almal om jou wil te laat geskied. Maar jy is ernstig met Vader. Hy sal jou by Jabok uitbring. Maar dit is 'n slegte plek om by te wees. Hy slaan jou heup af. As jy kan, voorkom dit. Breek jou eie wil. Laat staan jou eie wil. En sê, nie my wil nie, maar u wil. Ongelukkig is dit nie iets wat ons sommer net reg kry, sonder Vader se hulp nie. Want jy weet nie wat dit is nie. Jy weet nie wat dit is om die wil oor te laat aan Vader nie. Jy kan nie dink dat dit so erg is om die wil oor te laat dat jy geen wil het nie. Jy kan dit nie dink nie. Jy verstaan nie wat dit beteken nie. Jy dink dit is onverantwoordelik. Nou om die wil aan Vader oor te laat is onverantwoordelik. Dit beteken ek is nie verantwoordelik nie. Dis onverantwoordelik. Wie is verantwoordelik? Vader is verantwoordelik. So ek laat dit oor in sy hande. Ek doen wat my hand vind om te doen. Ek doen dit so reg soos wat ek kan, soos ek het verstaan. Maar ek laat die uiteinde oor aan Vader. Ek manipuleer nie my wil te laat geskied nie. En dis wat met Jakob moes gebeur het. So Jakob het gedink, ek is reg, maar Jakob was verkeerd. Hy het hierdie arme gesin so verniel. En ek dink dat iemand soos Lea seker 'n wrak was. En Rachel, en die slavinne, en die seuns, en almal. Maar hy het sy bes gedoen. Maar dit was 'n vreeslike bes geweest, want dit was sy bes en nie Vader se wil nie.